Byna elke alfabet op aarde het stadig gegroei, per ongeluk oor duisende jare. Maar een is uitgevind, doelbewus, deur 'n enkele persoon, en ons weet presies hoekom elke letter die vorm het wat dit het. Dit is die verhaal van Hangul, die Koreaanse alfabet wat jy gaan leer. Hangul het net 24 basiese letters, 14 medeklinkers en 10 vokale. Van hierdie 24 kan jy duisende syllabes bou. Vergelyk met Engels, enauge, trouge, touge, dieselfde letters, 3 verskillende klanke. Hangul doen dit amper nooit. Sien 'n letter en jy kan dit lees. En dit is nie net Koreaanse trots nie. Die wêreld het opgemerk. UNESCO, die Verenigde Nasies se kulturele liggaam, gee 'n wêreldwye geletterdheidsprys wat vernoem is na die koning wat Hangul geskep het, die King Sejong Geletterdheidsprys. Die oorspronklike manuskrip wat Hangul verduidelik, is op UNESCO se geheue van die wêreldregister ingeskryf. Die Britse taalkundige Geoffrey Sampson het 'n heel nuwe kategorie uitgevind, theateral, net om dit te beskryf, en het Hangul een van die groot intellektuele prestasies van die mensdom genoem. Jared Diamond, die Pulitzer-wennende wetenskaplike, het dit 'n ultra-rasionale stelsel genoem. Maar die mooiste deel is hoekom dit gemaak is. In 15de eeuse Korea het lees beteken om duisende Chinese karakters te bemeester. Slegs die bevoorregtes kon. Gewone mense het geen manier gehad om hul eie gedagtes neer te skryf nie. Koning Sejong het geglo dit is verkeerd. In sy eie woorde, die klanke van ons taal verskil van die van China. So het hy 'n skrif gebou wat almal kon leer. Die naam Hinminjeongeum beteken die regte klanke om die mense te leer. Hier is die geniaalheid. Sejong het bestudeer hoe die menslike mond klank maak. En het elke medeklinker gevorm soos die mond wat dit maak. Die agterkant van die tong wat opwaarts na die keel beweeg. Die tongpunt wat die rand agter jou tande raak. Die vorm van geslote lippe. 'n tand. 'n oop keel. Elke letter is 'n prent van jou eie mond. Die vokale is selfs meer poëties. Hulle begin met 3 merke, 'n kol vir die hemel, 'n plat lyn vir die aarde, 'n regop lyn vir die mens wat tussen hulle staan. Hemel, aarde en mens, en uit hierdie 3 groei elke Koreaanse vokaal. In Korea word 'n medeklinker 'n kindklank genoem en 'n vokaal 'n moederklank. 'n Medeklinker alleen kan nie heeltemal praat nie. Maar die oomblik wat dit 'n vokaal ontmoet, word 'n silabe gebore. Plus. Soos 'n kind wat langs 'n moeder groei, kom letters saam om 'n woord te maak. En 600 jaar later pas Hangul perfek in die moderne wêreld. 24 letters gekombineer in 'n oomblik, jy tik presies wat jy hoor. Op 'n slimfoon sleutelbord is minskryfstelsels vinniger. Vandag leer mense oral Hangul. Aangetrek deur pop, dramas en Koreaanse kultuur. En amper almal is verras deur dieselfde ding. Dit is soveel makliker as wat ek verwag het. Want sodra jy die logika sien, kan jy regtig Koreaans lees vinnig. Hangul is nooit gemaak vir die magtiges nie. Dit is gemaak sodat almal enige iemand kan lees en skryf. 600 jaar later bly dit een van die mees merkwaardige idees in die menslike geskiedenis. En wanneer jy Hangul leer, leer jy nie net letters nie. Jy ontmoet die droom van 'n koning wat geglo het elke persoon verdien 'n stem. Kom ons begin. Jy kan jou eerste Koreaans vandag lees, gratis, by korean.viasom.com.